Maak jou hart oop. Dis vanmôre nie net nog 'n boodskap nie. Die tyd van boodskappe is lankal verby. Ons is met die Here se woord besig, ons is met die Here besig. En hy het 'n baie besondere boodskap wat hy vanmôre na elkeen van u se hart wil rig. Maak jou hart oop en sê, Here, hier waar ek sit. Ek is so lief om dit self vir die Here te sê, as ek stilte tyd hou, dan sê ek, Here, hier waar ek nou kniel en hier waar ek nou kom sit, ek kom trek nou 'n kringetjie om my. Ek wil nou vergeet van dit en ek wil daarvan vergeet, ek wil u stem hoor. Doen dit vanmôre, nie? 'n soekende siel en 'n soekende heiland mis mekaar nooit. Wil jy hom ontmoet? So lekker om te weet, die Here wil vanmôre by jou kom stil staan. Ek praat met u oor hierdie onderwerp, die Titanic seeramp. En daar's baie lesse wat 'n mens hieruit leer, uit hierdie seeramp uit leer. Ek gaan vir u wys waar ons is. Daar's geweldig baie. En ek wil eers sê dat Gerard vir my 'n videoklip sal speel. Ek het verlede Sondag aand gepraat dat op daai skip was daar 20 reddingsbootjies gewees. En die hartseer was dat hulle vir alles reggemaak het op daai skip, maar toe die reddingsbootjies gebruik moes word, was daar twee dinge. Hulle het nie geweet hoe om die reddingsbootjie van bo af onder toe te kry nie, want hulle was nie opgelei daartoe nie en daarvoor nie. En toe hulle onder in die water is, toe weet hulle ook nie hoe dit werk nie. Toe was daar was nie water daar binne nie, daar was nie 'n kompas daar binne nie, daar was nie ook nie seile daar binne nie. Onvoorbereid, want ons sal nie sink nie. En dit het ek met die gemeente hier verlede Sondag aan met kinders van die Here uitgedaag en gesê dat en ek moet die reddingsbootjies vir mense laat sak. Ek wil vir jou net 'n toneel speel. En ek het gebid, mag die Heilige Gees van God vir elkeen wat dit vanmôre sien hier dit kom wakker maak, lewend kom maak, nê? En dis wat vandag besig is om te gebeur. En ek het verlede Sondag die stelling gemaak en gesê, dis hartseer vir my as predikant om dit te erken en te sê, maar die kerk van die Here Jesus is soos hierdie Titanic. Hoe meer ek hom bestudeer, hoe meer besef ek, ons is 'n sinkende, die kerk van die Here Jesus het 'n sinkende skip geraak. So ons speel ook maar nader my God by u en ons mense word gepaai en almal word hemel toe gesis en almal is maar net op pad hemel toe. Dis nie so nie. Dis nie so nie. Ek wil vanmôre my hart met hierdie gemeente deel en as ek dit gedoen het, dan kan ek teruggaan vir die Here sê, Here, ek het my gedoen dit wat u op my hart gelê het. Maar kyk gou wat was die tonele wat daai dag afgespeel het, omdat mense nie gereed was, nie opgelei was om hierdie reddingsbootjies reg aan te bied. En toe het ek die gemeente gevra, het ons 'n reddingsbootjie? En ek wil vanmôre vir jou aan die einde wys, hoe maak ek gebruik van 'n reddingsbootjie? Jy sien, ons kan nou sorg dat iemand anders, ek wil graag hê my man moet gered word, en my vrou moet gered word, en my kinders moet gered word, en my familie moet gered word, maar wat van myself? Wat van u self? En ek wil vir u dit wys, wat bedoel die Bybel aan die einde? Hoe maak ek gebruik, selfgebruik van 'n reddingsbootjie? Gerard, speel gou daai videoklip vir my asseblief. Ek gaan net hierheen speel. Liewe gemeente, ek wil vir u sê, keep looking. Daar's mense wat by jou en by my verby beweeg. Klaagliedere 1:12 sê, raak dit julle nie wat hierdie pad, mense wat by jou verby kom nie. So ek wil vir hierdie gemeente vanmôre vra, ek wil vir kinders van die Here hier net hierdie woorde. Kyk maar, om u, keep looking. Keep looking. Daar's mense om jou, en daar's mense om my, wat ek mee daagliks kan praat oor die Here Jesus. Mense wat besig is om verlore te gaan. Wat kan ek hier daaromtrent doen? As inleiding wil ek graag net hierdie weer noem. Op 14 April 1912 het hierdie geweldige groot skip, die Titanic, vir die heel eerste keer uitgevaar die oseaan in, en niemand op daardie boot aan boord het enigstens gedink dat hierdie boot sou sink. Hulle het eers 'n gedagte gehad nie. 1340 passasiers aan boord. En nie een van daai persone het daardie dag toe daai boot vertrek het, eers daaraan gedink, die moontlikheid dat hierdie boot
kan sink nie. Jy sien, dis rampe. Dis een van die grootste rampe wat die wêreld getref het en waaroor mense nog baie praat. En ek wil vanmôre begin met hierdie woord om vir u te sê dat rampe is God se roepstemme. God praat deur rampe. Het jy dit geweet? As daar 'n vloed in die Suid-Kaap is of 'n enige vloed of 'n enige ramp, aardbewings, en ons hoor hierdie dinge daagliks oor die nuus. Ons het so gewoond geraak aan al hierdie dinge, dit pla ons nie meer nie. Maar dis 'n manier wat God gebruik om met die mens te praat. Hy gebruik rampe. Dis sy manier. Want God praat met die mens. Job kom en hy antwoord hierdie vraag in Job 33 vers 14. Hy sê, God praat op baie maniere. Ja, op 2 maniere. Eers op 1, ja op 2, dan sê hierdie woorde, maar die mens let nie daarop nie. Hoeveel keer het God al met jou gepraat? Kan ek jou nie ook kyk? Hoeveel keer het God se stem al op een of ander manier, en as gevolg van een of ander manier dinge wat met u gebeur het? Hoekom gebeur hierdie ding, vra u? Waarom tref hierdie dinge ons huis? Dis God se manier om jou aandag te kry. Het jy dit geweet? God het maniere wat hy gebruik om met jou en my te praat, om ons net tot stilstand te bring om vir ons iets te sê. Daar's 2 redes hoekom God met 'n mens praat. Hoekom sekere dinge in ons lewens gebeur. Daar's nie antwoorde nie, ek wil weer vir u sê, op die hoekoms van die lewe en op die waaroms van die lewe is daar nie antwoorde nie, maar waarheen is die Here met my op pad? Wat wil die Here deur hierdie roepstem in my lewe bereik? En die heel eerste rede hoekom God roepstemme gebruik, is om die mens tot bekering te roep. Hoor wat sê Romeine 2 vers 4. Hy sê, of verag jy die lankmoedigheid van God, en dan gebruik hy baie sterk woord, hy sê, en besef jy die dan, dat God jou deur sy goeie tierenheid tot bekering wil lei nie. God gebruik 'n roepstem om jou aandag te kry, om jou juis tot bekering te bring. Hoor, is dit 'n mooi woord nie? Hy sê, hy gebruik sy goeie tierenheid. Baie keer dan dink ons as mens, omdat dit met my goed gaan, het ek God nie nodig nie. Die Titanic het dit ook gedink. Hulle op die skip het dit ook gedink, ek gaan vir u wys. Maar die tweede rede waarom God roepstemme gebruik, dit dien as 'n waarskuwing. Hoekom praat ek met jou oor die Titanic? Hoekom praat ek met jou oor hierdie grootste seeramp? Om hierdie gemeente te waarsku, sodat u en ek in dieselfde stryk trap. Deurdat ons ongehoorsaam is aan die stem van die Here, en dat die Here dan nog harder met jou en my moet praat, want die Here doen dit juis om my en jou aandag dan ook in die hande te kry. So daar's 'n hele paar lesse, en ek het nou al 'n paar Sondae het ek hieroor gepraat, net ter verfrissing wil ek dit net graag weer vir u noem. Die woordjie Titanic beteken groot, baie groot. Hy het ook bekend gestaan as the Queen of the Ocean. Daar is ook na hom verwys as die drywende Babylon. En iemand het dit op 'n arrogante manier gesê daardie dag, hy sê, not even God can sink this ship. Nie eers God is in staat om hierdie boot te laat sink. Kan jy dink groot? Kan jy dink hoe groot raak die mens in homself? Baie groot. Jy weet die gees en die gesindheid wat op daardie skip daardie dag was, en die boodskap wat hulle uitgesyn het na buite. Here, ons gaan vir u net so 'n bietjie hier los. Ons het u nie nodig nie. Al die ratte is mooi geolie. Ons is alles mooi in plek. Bly u maar hier. Bly u maar hier. As ons miskien u nodig het, sal ons daar met u praat. Ja, baie mense daar in die nag die Here nodig gehad, toe hulle die naam van die Here aanroep. O God, help my, waar is God nou? Jy sien, dis eers 'n noodsituasies wat ek en jy tot God roep. Ons het so groot geraak, ons het God nie meer nodig in ons lewens, ons weet presies wat om te doen en wat om te beplan, en hoe om dit te beplan, is dit nie so nie? Dis waarvoor die woordjie Titanic staan. Daar is die tweede geestelike les wat ek oor gepraat het. Hy was 6 maal gewaarsku.
6 maal. Die aankomende skepe het 6 maal 'n waarskuwingslig uitgestuur, fakse gestuur, telekse gestuur, vir hierdie, verskoon die woord, hierdie crew, en hierdie boodskap, daar is ysberge in jou pad. Pas op! En hulle het sekere boodskappe teruggekry, onder andere het die persoon wat met hierdie boodskappe gewerk het, vir die een boot, Californian, teruggeskree toe sê, shut up man! Shut up! God waarsku. En daar kom 'n oomblik in ons lewe waar ons die stem van die Heilige Gees doodruk in ons lewe. God praat een keer, sê Job, hy praat op 'n tweede manier, hy sê, maar die mens let nie daarop nie. Kyk gou vir my in my oë, hoeveel keer het God al met jou gepraat? Hoeveel keer moet God nog praat? Hoeveel keer? 6 keer, is hy gewaarsku. Daar was 'n derde waarskuwing, 'n derde les gewees, 'n valse gerusheid, wat op daardie boot was. Valse gerusheid. En hierdie boot was gebou op hierdie veronderstelling onsinkbaar. Daar's nie 'n manier dat hierdie boot enigstens sal sink nie. Jy sien, baie mense in ons dag loop ook met hierdie gedagte, en hulle gaan met hierdie gedagte deur die lewe. My ou skipie is veilig. Ek is in beheer. Mag ek vir jou vra, is op jou skip daar water? Die lewende water? Is daar op jou skipie, is daar 'n kompas? Iemand wat vir jou die rigting aandui? Weet jy in watter rigting jy gaan? Mense is so besig met hulle eie ou skipie. En hulle dink, my ou skipie is ook onsinkbaar, soos wat daai mense daardie dag gedink het. En die rede vir hierdie veronderstelling waarop hulle feite gebou het, was, jy weet, daar is daarom 16 waterdigte kompartemente. Kan ek dit vir jou wys? Daar is hy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daar is daarom 16. Ons is veilig. Jy sien, as iets gebeur en dit kom net tot daar, dan is daar die boot veilig. So het hulle gedink. Hulle het gedink, niks sal hierdie waterdigte kompartemente kan oopbreek nie, niks. Maar ek wil vanmôre vir hierdie gemeente in die oë kyk en ek wil vir jou sê, jy moet rekening met 2 woorde, jy moet gaan opslaan hoeveel keer hierdie 2 woorde in die Bybel inkom. Maar God. Jy kan aangaan met jou skipie soos wat jy wil aangaan, maar jy moet rekening hou met 2 woorde, maar God. God het die laaste sê oor jou en oor my lewe. Maar God, jy skryf hom met 'n koutjie en jy sit hom op jou spieelkas. Meneer, jy sit hom in jou studeerkamer, net 2 woorde, dat jy elke dag daar kan inkyk en dit jou kan herinner. Onthou en hou rekening met 2 woorde. Maar God. Maar God, hierdie Titanic wat so groot was. En hierdie gees en hierdie gesindheid wat op daardie boot gesink het. Uiteindelik vir God daai dag in sy gesig gesê, selfs die name wat aan hierdie boot gekoppel was, the Queen of the Ocean, die drywende Babylon, dit was dis God tergend. Hulle het God uitgedaag. En daardie dag toe staan hulle daar en toe sê hulle nogal vir God hierdie woorde. Ons het dit nie langer nodig nie. Glad nie, Here. Ons is meesters van ons bestemming. Ons het daarvan meesters geword, Here. Ja, hierdie skip, the Queen of the Ocean. Hierdie skip wat hulle gesê het, not even God can sink this ship. In 1 oomblik. In 1 oomblik, maar God kom in 1 oomblik. En hy gebruik die punt van 'n ysberg. En hy haal 6 kompartemente, hy sit sy merk op 6 kompartemente.
En God se vinger gaan deur daardie staal. Daai boot was 6600 ton gewees. God se vinger gaan deur daai staal soos 'n warm mes deur botter. En die volgende oomblik toe loop daai water net in. Hy stroom in. Liewe gemeente, onthou hierdie woorde, stap vanmôre met hierdie woorde uit in jou gedagtewêreld. Mag die Heilige Gees dit op jou hart neerpen. Maar God, in een oomblik, toe niemand dit verwag nie, toe kom God met sy vinger. En hy kom trek dit so oor daai romp. So groot in jouself, so magtig. Verskoon die woord, dis 'n mooi kanteltaal, maar jy sal verstaan, so macho. Ek weet die mense het so macho geraak, nie? So groot in homself. En nog steeds het mense gelag toe die waarskuwing kom. Die boot is besig om te sink. Weet jy wat? As ek met mense praat oor die wederkoms van die Here Jesus, dat die Here Jesus is op pad terug. Gister bel 'n man my, en ons praat oor hierdie gedagte. Ek sê, weet jy, as ek na die gebeure in die wêreld kyk, en ek sien die ekonomie, en ek sien alles wat besig is om te gebeur, ek sê as ek nou 'n boek moet begin skryf oor die wederkoms, of oor die boek Openbaring, die tyd wanneer dit op die rak is dit ou nuus, dit gebeur te vinnig. Die profesie is besig om so vinnig in vervulling te kom, te vinnig. As ek met mense praat, en ek sê vir hom, jy moet weergebore wees, jy moet gereed wees, dat as die Here Jesus kom, dat jy gereed sal wees. Jy sien, Jesus kom nie, die Bybel sê, hy kom net vir die wat gereed is. Weet jy wat doen mense? Ag, dominee. Hoor nou mooi. Paulus het dit gepreek. Petrus praat daarvan. Hoeveel jare gelede is dit? Jy kom, man, jy gebruik dit baie keer as 'n bangmak storie, hoor ek. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus is op pad. En die Bybel sê net die wat gereed is. Nie almal nie. Ek weet as ons hier sit vanmôre, ek wonder hoeveel sal saamgaan as Jesus nou kom. In een oomblik, hoeveel sal saamgaan? 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here vertraag nie sy beloftes rondom sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en hy wil nie dat een mens verlore moet gaan nie. Hoekom word die wederkoms uitgestel? Het jy al daaraan gedink? Miskien net terwille van jou, omdat jy nog buite staan. En God gebruik dinge, en hy praat met jou, en hy klop. Openbaring 3 vers 20 sê, God klop. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. God klop, hy gebruik die dood. Vrydagmiddag bel 'n vriendin van Anliaar. Sy sê, jy sal nie glo wat nou nie. Sy sê, ek het verjaar in die tyd. Sy sê, so het my familie gekom, my oudste broer het gekom, en ons het lekker saam gekuier, ons het tee gedrink, en ons koek geëet, en sy sê, sy maak toe van hierdie geleentheid gebruik, omdat die familie, ja, boeties by haar is. Sy sê, ek wil by jou hoor, sê vir my, is jou saak met die Here reg? Hy kyk haar so, hy sê, man, ons is by 'n verjaarsdag, hoe praat jy nou met my oor sulke goed, daar is nog baie tyd. In die volgende oomblik, toe kry sy die oproep, hy is in 'n motorongeluk oorlede. Mense lag. Ek waarsku vanmôre. Ek waarsku, God waarsku hierdie gemeente. Die uurglas is besig om uit te loop, en jy moet jou maak wat Amos 4 vers 4 sê, maak jou klaar om God te ontmoet. Jy moet jou klaar maak om God. Hulle het gelag, hulle het geweier. Hierdie boot waar ons op sit, hierdie valse gerus, hierdie boot kan ons nie sink nie. Dis die gees, dis die gesindheid van ons dag. Mense wil nie gewaarsku word nie. Hulle wil nie. Ek wil so 'n bietjie stil staan by hierdie ene. Jy sien, as ek hierdie verhaal lees, en ek bestudeer dit, dan sê hierdie seereis het bewys dat feite verpletter teorieë. Die feit was, hy sal nie sink nie.
die teorie was. Ekskuus tog, die teorie was, hy sou nie sink nie. Wat was die feit? Kan ek vir u wys? In 1912, the New York Times in Londen was daar 'n spotprentjie. En op daai spotprentjie het hulle 'n skeepswrak aan die een kant gehad en 'n reuse ysberg aan die ander kant. En oor die ysberg het hulle geskryf facts, feite. Werklikheid. En oor daai gedeelte toe gaan skryf hulle hierdie woorde theorie. Die teorie sê is onmoontlik. Dis onmoontlik. Hulle spotprentjie daarvan gemaak. En ek wil vir julle 3 teorieë wys. 3 teorieë. En die eerste een wat ek vanmôre vir julle wil wys, wat die teorie was, daar is geen ysberge in hierdie omgewing nie. Maar 6 keer het die waarskuwing gekom van bote wat daai paadjie al gekom het. Het gewaarsku, pas op! Pas op! Jy is omring met ysberge rondom jou. Jy sien, die teorie het gesê, daar's nie ysberg nie. Die teorie het gesê, daar's in hierdie hele omgewing geen ysberg nie. Jy sien, daarom was dit die reaksie op hierdie ene meneer Evans, toe hulle waarsku, hy het hulle van die Kalifornië af gewaarsku, toe sê hulle vir hom terug, pas op, daar's ysberge. Toe skree hulle oor die radio van die Titanic af, shut up. Jy pla ons hierdie tyd van die nag. Dit was om by 10:00 die aand gewees. Waarsku hy. Ons wil aangaan met ons partytjies. Jy steur ons, jy pla ons. Hier meneer Evans het getuig dat hy later na sy vele kere wat hy probeer het om dit te waarsku, toe sit hy maar die radio af. Dat het hom nie meer pla nie. Sien, ons het nie tyd om na teorieë te luister, want die teorie sê, hier is nie ysberge, terwyl, wat sê die feit? Wat sê die feit? Wat sê die feite vanmôre? Die feit het vir hulle gesê, hulle is alreeds. Op daai stadium was hulle en is hulle alreeds in diepe lewensgevaar. Het lyk so rustig, soos op die boot. Soos op die boot. Is dit miskien 'n prentjie van jou lewe? Jy vaar rustig, sonder dat jy besef, daar waar jy sit, jy's in lewensgevaar. As jy nou moet sterf, en jy moet voor God gaan staan, op grond waarvan sal God jou in sy hemel moet inlaat. Op grond waarvan? Wat is jou teorie? Wat jy sal aanbied en vir die Here sê, Here, op grond hiervan. Is 'n tweede teorie. Navigasie. Hierdie boot is so toegerus, hy is so groot, hy het die wêreld se beste dinge hier binne. Ag, kom nou, ons het van die beste navigasie, en dit sal ons betyds waarsku. So het hulle vir mekaar gesê, meneer Evans, sst, jy weet wat in ons boot is, ons ry nie met 'n roeibootjie nie, ons het van die beste, kan ek vir jou wys. Dit was een ander teorie. Ons navigasie sal ons betyds waarsku. En hulle het hulle op hulle instrumente verlaat. Ons het allemaal goeie instrumente. Dan kan ek vir jou ietsie wys. Wat was die feit? Weer lê, ek wil die woord gebruik, verpletter, daardie teorie. Daardie instrumente het hulle 10 minute later gewaarsku. Eers 10 minute. En die oomblik toe hulle koers aanpassing moes maak. Jy sien 'n boot, 'n Titanic so groot, is nie soos 'n motor wat jy sommer net vinnig 'n draai kan maak en kan uitswaai, as ek die terme kan gebruik, jy sal verstaan. So, nee, om 'n koersaanpassing te maak.
As jy hom nou maak, is dit eers 'n paar kilometer daarna, dan draai die boot weg. Bietjie 10 minute, net 'n bietjie te laat. Toe die koersaanpassing gemaak is, het hulle 37 sekondes te laat uitgesweek. Net 37 sekondes. Wat is dit? Wat is 37 sekondes? Die teorie was, ons het goeie navigasie. En toe het hulle navigasie, hulle instrumente, hulle in die steek gelaat. Jy sien wat doen teorieë. Wanneer dit by die praktyk kom, dan laat het ons in die steek. Ek sien dit by sterfbeddens. Kan ek jou van 'n sterfbedgeval vertel? Ek het met hierdie tannie meer as 1 keer gepraat. Ek het later by haar gepleit. Ek het vir haar gesê, Tannie, ek wil vir jou vra, wil jy nie die Here Jesus 'n kans gee in jou lewe nie? Dominee, my lewe is reg. Ek sê, nee Tannie, kom ek sê vir Tannie, die vrug wys dat Tannie se lewe nie reg is. Jy sien, die Bybel sê, dra dan die vrug wat by die bekering pas. Ons moet vrug hê. En ek sê, Tannie se lewe is nie met die Here reg nie. Ek het 'n dringendheid hier in my hart, ek wil met Tannie praat. Maak Tannie se saak met die Here. Ek was eendag met 'n vergadering besig. Bel Annelie my, sy sê vir my, jong, hierdie tannie is in die hospitaal opgeneem. En die dogter het gebel en gevra of ek nie gou vinnig wil kom nie. Dit lyk nie asof dit goed gaan met haar ma nie. En ek jaag hospitaal toe en ek kom die gang so afgestap. En toe ek hierdie kant van die gang is, toe staan sy daai kant. Maar sy skreef my die gang as volg. Sy sê, Dominee, sê vir my, waar is my ma? En ek besef, ek is te laat. En ek stap, en sy gryp my so vir die bors, sy sê vir my, Dominee, sê net vir my, waar is my ma? En ek kyk haar so in die oë, ek sê, weet jy wat is die werklikheid? Die Bybel sê, soos wat sy geleef het, so het sy gesterf. Dis nie een teorie, ek is op pad die hemel toe. Maar wanneer dit by die praktyk kom, wanneer dit by die feit kom, dan weet mense by hulle sterfbed. Ek het al by sterfbeddens gestaan, vriende, baie. En jy besig hou, 'n dokter bel my een aand, hy sê vir my pa lê in een van die hospitale, wil jy hom gaan besoek nie, 73 jaar oud. Hy het 'n mooi lewe, voorbeeldige lewe. Hierdie dokter vertel my hoe goeie opvoeding hy gehad het. Ek vra vir hom, dokter, sê vir my, is jou pa gereed om die Here te ontmoet? En ek kom in die hospitaal by sy bed, hy sê vir my waar hy lê, en ek gaan staan daar, en die oom kyk hierdie kant toe, 73 jaar, en ek staan by hierdie kant van die bed, ek sê, oom, ek is Johan Botma, ek wil graag vir jou gebed doen, maar sê vir my, ken jy Jesus? En die oomblik as ek dit vra, dan draai sy kop so toe, dan loop ek so om die bed. Oom, ek wil graag vir jou gebed doen, maar voordat ek bid, sê vir my, ken jy Jesus? Is jou saak met die Here reg? As jy jou asem in hierdie lewe uitblaas, is jy gereed om God te ontmoet, dan draai sy kop weer weg, 6 keer. Dat ek om daai bed so gestap. Hy het moeilik gesterf. Die oggend vroeg bel die dokter my, sê vir my, Dominee, sê gou vir my, wat was my pa se reaksie? Ek sê, draai sy kop weg. Hy draai sy kop weg. Ek wil met hom praat, ek wil met hom bid. Hy draai sy kop weg. En die oomblik toe hy sy asem uitblaas, toe gaan staan hy voor God, wat vir hom 'n geleentheid op aarde gebied het om sy saak. Teorie, as dit by die praktyk van die lewe kom. Weet jy wat is die feit? 37 sekondes het tussen hulle en die dood gestaan. As die navigasie net korrek was. 37 sekondes. Daar was 'n derde teorie, 6600 ton staal. Dit is wat die Titanic. As hy teen 18 knope beweeg, sal hy deur enigiets kan sny. Wat? Die teorie sê, sal hy deur enigiets kan sny, soos wat 'n mes deur botter sny. Die feit is, dis die teorie. Toe hulle daai vertrek gesit het om hom te bou, dit was die teorie, die praktyk. Die feit sê, toe hy net skramps, eers voluit, net skramps, net so. Maar God sy vinger net so druk. Net skramps vang. Toe weer lê die feit, die teorie. Die impak was so geweldig. Daar was 'n gapende wond aan die romp,
Hy het hom so oopgeruk. Jy weet, as ek dit lees en ek studeer dit, dan kry ek hierdie gedagte van, dis asof God 'n blikskaar gevat het, hy knip hom net so oop. 6 kompartemente net so. Maar God. Jy kan leef soos wat jy wil leef, meneer. Mevrou, jy kan aangaan soos wat jy leef, maar God. Hou rekening met God. Voor son onder daardie volgende dag die son opgekom het, voor die son opgekom het, toe lê die Titanic al reeds 4 kilometer. Theoreties, hy sal nooit sink nie. Die feit, toe God net sy vingers so trek, die volgende oggend, toe lê die Titanic 4 kilometer. 2/3 van die passasiers sal nooit sink nie. Sal nooit sink nie. Ek wil graag, my tyd is verby. Ek het 'n strand wakker geword. En hierdie gedagte was op my hart wat ek vanmôre met hierdie gemeente wil doen. Jy sien, ons het Bybelteorieë. Bybelse teorieë. En ek en jy staan op hierdie Bybelse teorieë, ek gaan dit net vir jou wys, want ek wil by die kern kom, en hier is die eerste ene. En ek wil vir jou waarsku vanmôre, dit laat mense in die steek, vra my, van 84 af, 1984, wat ek in die bediening staan, oral waar ek gegaan het, het ek het al gesien. Mense se teorieë. Selfs mense se oortuigings laat hulle in die steek, die oomblik as die dood inkom, intree, dan sien jy daar is onsekerheid. Iemand wil net weet, sê vir my, waar is my geliefde, soos hierdie dogter, sy dominee, sê net vir my, sy skree daai hospitaal het dit so weer galm, skree net, dominee, sê net vir my, waar is my ma? Ons almal wil weet, as daai geliefde van ons sterf, waar is hulle? Hulle het dan so goeie lewe gehad, ek gaan vir jou paar net gou noem, waar ek by die oplossing kom. Die eerste teorie wat mense vandag opstaan, maar dit gaan jou in die steek laat, is ook om te glo dat God is net 'n God van liefde, en hy sal nooit mense straf en mense hel toe stuur nie. Jy kan dit maar glo, hè? God is 'n God van liefde, hy het klaar sy liefde geopenbaar. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elke wat hom glo, God het klaar sy liefde bewys. Hy het Jesus Golgotha toe gestuur. Hy die sondaar lief, hy trek jou vanmôre. Kom na my toe, Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas het, ek sal jou rus gee. Het jy al gekom? Wag nou nie, hierdie God van liefde sal my nooit in die hel werp nie. Kan ek vir jou 'n praktiese voorbeeld noem? Jy sien, as jy hierdie waarheid wil snap, dan gaan jy na die stasie toe gaan, kyk jy waar 2 treinspore so lê. Die een treinspoor se naam is geregtigheid, hy's geregtig, geregtigheid, en die ander se naam is liefde. Jy sien, 'n trein hardloop so op 2 spore. Nêrens kom daai 2 treinspore so by mekaar nie. Hy's wel 'n God van liefde. Maar omdat hy 'n regverdige God is, gaan hy sonde straf. Kan ek vir jou 'n teks of 2 genoem? Handelinge 17 vers 30 en 31 sê, God het die tye van die onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral, ook in hierdie gemeente vanmôre, dat hulle moet bekeer. Vers 31 sê, omdat God 'n dag bepaal het, waarop hy hierdie wêreld in die gerig gaan bring, die oordeelsdag. Meneer, mevrou, jong meisie, jong man, elke mens, as jou saak met God nie reg is nie, gaan jy voor God staan. Jy gaan voor God staan. Dan gaan jy hierdie woorde van Matteus 25 vers 41 moet aanhoor, gaan weg van my jou vervloekte, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Hoor nou mooi, die ewige vuur, vir wie is dit berei? Vir die duiwel en sy engele. Nie vir die mens nie, maar hy trek soveel mense saam met hom helwaarts. Gaan weg. Hierdie Jesus wat vanmôre die redder van jou lewe wil wees, wat jou nooi, gaan 'n dag kom wat hy gaan sê, gaan weg. Openbaring 21 vers 15 sê, en as dit bevind is dat iemand se naam nie opgeteken is in die boek van die lewe, hoor mooi, daar's 'n boek in die hemel.
Daar's 'n boek in die kerkkantoor waar mense se naam wat lidmaat is en opgeteken, ons noem dit die kerkregister. Jou naam kan in hierdie Kimberley op elke kerk se register wees. Dit beteken jou niks as jy die dag sterf nie. Jy sien, maar die kerk gaan net saam met jou tot by die graf. Daar draai almal om. Maar jou naam moet in hierdie boek wees waarvan Openbaring 21 vers 15 sê. En as dit bevind is dat iemand se naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, in die boek van, hy gaan staan, hy gaan daai boek oopmaak. Johan, ek wonder partykeer gaan dit alfabeties wees, gaan dit volgens die jaartal wees wanneer ek tot bekering gekom het. Ek weet nie hoe die, maar hy gaan so staan. As my naam nie, hy gaan vir die engel vra, sê gou vir my, is Johan se naam daar? En dan gaan die engel so blaai. Kyk hierso. Nee, wag. Sê weer. Meneer, is jou naam in die boek? Hy word genoem die boek van die lewe. Jy sal weet of jou naam daar is. Jy sal dit weet. God het die laaste sê. Jy sê vanmôre vir my, ag Johan, niemand weet van my sonde nie. Ek wil net vir jou teksvers gee en dan gaan ek by die oplossing kom. Weet jy wat is die feit? Die teorie sê, wie weet? Ek doen dit in die geheim. Kan ek vir jou waarsku? Het jy al rekening gehou met hierdie vers? Het jy geweet hy staan in die Bybel? Numeri 32 vers 23 sê, weet dit verseker. Dat jou sonde jou sal uitvind. Galasiërs 6 vers 7 sê, net wat die mens saai, gaan hy maai. Hierdie lewe is die saaityd. Jy gaan maai dit wat jy saai. Dis wat die Bybel sê. Daar's 'n derde teorie. Ek sal daarom in die hemel kom deur al my goeie werke, ek gee daarom, doen goed vir die armes en jy word nie daardeur gered nie. Weet jy wat is feit? Hoor wat sê Titus 3 vers 5. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie. Maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte. Is jy al weergebore? Dis Jesus se vereiste om in die hemel te kom weergeboorte. Is jy weergebore? Johannes 3 vers 3. Al hierdie teorieë. My tyd is verby, maar ek wil jou net hierdie. Ek wil jou 2 vrae vra, dan kom ek by jou oplossing. Wat is die teorie se naam waarop jy staan? Wat hou jy vanmôre voor? As jy nou in die hemel moet aankom en God moet vir jou vra, hoekom moet ek vir jou die hemel toelaat? Wat sê jy vir hom sê? Here, ek het daarom goeie werke gedoen, ek was daarom gedoop. Ek het daarom gekatekiseer. Ek het daarom in die kerk van Nasarener behoort. Ek glo aan, hoor gemooi, die duiwel glo ook aan, jy moet in die Here Jesus glo. Daar's 'n groot verskil tussen aan en in. Ons met valse fondamente waarop mense staan. Jy moet vanmôre seker wees dat jy weergebore is. Jy vra vanmôre vir my, hoe word 'n mens weergebore? Kom ek wys vir jou. Jy sien, die probleem is, ons bied reddingsbootjies vir ander aan. Predikante wat self ongered is, wil probeer iemand anders na die Here toe lei. Die Bybel sê, hoe kan een blinde ander blinde lei nie? Ek wil net gou vir jou 6 stappe wys. Dan gaan ons na die tafel toe. Hoe weet ek? Hoe word ek 'n kind van die Here? Ek word nie so gebore nie. Dit gebeur nie in my slaap nie. Daar's iets wat in my lewe moet gebeur. Kyk gou mooi, ek illustreer dit vir jou. Toe ek gebore is. Ek is die 18de September 1960 gebore. Toe ek gebore is, toe loop ek so met my aansig helwaarts. Dawid sê in Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Romeine 3:23 sê almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid. Dis hoe ek gebore is, van my geboorte af. Ek loop in hierdie rigting helwaarts. Maar iewers in my lewe moet daar iets gebeur. Ons praat van jy moet omdraai, bekering, omdraai 180 grade so omdraai. In my lewe het dit die 16de April 1976 wat iemand my gevra het, is jy kind van die Here? My ouers het 16 jaar vir my gebid. Het ek omgedraai. Ek het omgedraai en ek het gesê, Here, red my. En daar het iets in my lewe plaasgevind. Hoe word 'n mens 'n kind van die Here? Daar's 'n paar stappe. Ek wil dit net vinnig vir jou noem. Een van die moeilikste stappe is om te erken jy's 'n verlore sondaar. Het jy dit al gebid? Daai nag toe die boot sink, het baie mense geroep, o God, help. Sien, as ek in nood is, dan roep ons, o God. Het jy al erken jy's 'n verlore sondaar? Het jy al die sondaar se gebed gedoen? Gekniel voor die Here? Op jou knieë gegaan en sê, Here, ek is nie net 'n sondaar nie. Ek hoor iemand sê, ja, ons almal is sondaars. Jy moet 'n verlore sondaar wees om eers gered te word.
verlore. Jy moet dit erken. Mense sukkel om dit te erken. Hulle sukkel dit. Jy moet besef dat jy jouself nie kan red nie. Jy het 'n redder nodig. Daardie mense het geweet, ek het 'n reddingsbootjie nodig, ek is in die moeilikheid, ons het 'n reddingsbootjie nodig. Ek moet op hierdie reddingsbootjie kom, Jesus wil vanmôre jou redder wees. Jy moet gewillig wees om met sonde te breek. Ek wil dit vanmôre illustreer. Jy moet gewillig wees om met sonde te breek. Weet jy wat doen ons met sonde? Weet jy wat doen ons met sonde? Weet jy wat doen ons? Ons knak met sonde so. Ons maak so met sonde. Ons bely dit. En dan gaan ons maar weer aan. Hy moet met sy sonde breek. Het jy al met sonde gebreek? Die vloeker hou op vloek. Die drinker hou op drink. Die dwelmslaaf hou op dwelms gebruik. Die sondaar hou op sonde doen. Sien wat daai teks beteken. Jy staan so. Ja, ek breek met sonde. Dis waar jy moet kom. Om 'n kind van die Here te word, dis waar jy moet kom. Is jy gewillig daarvoor? Ja, ek breek. Ek breek. God kan niks vir jou doen alvorens jy nie met sonde breek nie. Niks. Jy kan maar bid. Miskien moet jy vanmôre bid daar waar jy sit, Here, maak my moeg vir sonde. Ek bid dit. Ek bid elke Sondag aan vir hierdie gemeente as ek by die huis kom en ek klaar vir die dag. Dan bid ek hierdie gebed en ek weet dat ek bid dit vir jou. Maak hulle bed hard. Dat hulle nie kan slaap as God met hulle gepraat het. Maak daai man se bed hard, maak daai vrou se bed hard. Jy nie kan slaap en dan weet jy hoekom. Bely jou sonde voor die Here. Dis wonderlik, né? Nooi die Here Jesus in jou hart en lewe. Steek jou hand van geloof uit en sê vir hom, dis wonderlik. Hoor hierdie vers, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, hoe het ek geweet, daai tannie het nie die Here Jesus geken nie. Sy was nie 'n nuwe skepsel nie. Haar dade het vir my gewys. Sy het die naam van die Here gebruik so, en sy het, jy kan dit sien in mense se lewens. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygaan. Kyk! Hulle is nie geword. Some people are in Christ and some are just in church. Dis waar die verskil is. Ek wil jou vanmôre nooi. Ek weet ek nog baie tyd. Ek wil jou nooi vanmôre. Ek weet nie wat jou teorie is nie. Ek weet nie waarop jy staan nie, ons noem dit 'n vals fondament. Miskien 'n mooi lewe. Jy weet, ek was 'n mooi sondaar gewees. Die dag toe ek die Here Jesus, my behoefte aan die Here Jesus bekend maak. Ek het nie uiterlike sondes gedoen waarvan ek bewus was nie. Ja, ek het kwaad geword en ek het seker ook maar gevloek word, maar ek het 'n mooi lewe gehad. Maar die oomblik toe die Here my onder sonde oortuiging bring, my toestand wys voor hom, hoe hy my sien. Toe kom hier 'n sonde oortuiging. Miskien moet jy dit begin bid. Here, bring my onder diepe sonde oortuiging. Daar's 'n muur. Jesaja 59 praat van 'n muur. Tussen my en God. Kyk nog net een illustrasie vir jou is. As die Bybel sê daar's 'n muur tussen jou en God. Kyk, skryf hierdie teks neer, Jesaja 59 vers 1 en 2. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, sy oor is nie te swaar om te hoor, hy sê, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword. 'n Muur. As een sonde een baksteen is, ek doen net een sonde op 'n dag, ek vloek net een keer. Dis 'n goeie sondaar wat net een sonde kan doen. As ek net een sonde op 'n dag doen, hoeveel sondes is dit in 'n jaar? 365 sondes in 'n jaar. As een sonde een baksteen is, hoe hoog is die muur in 'n jaar? 365 bakstene hoog. In 'n jaar, in 10 jaar. In 20 jaar, hoe oud is hy? Daar's 'n muur, Here. Red my, Here.
Ek het 'n reddingsbootjie nodig, Here. Ek gaan verdrink, Here. Ek is in diep water, Here. O, Here, ja. As ek my sondes bely, God is getrou en regverdig. O, ek bely my sondes, Here, ek is 'n sondaar, verlore sondaar, in daai oomblik kom God. Hy het 16 jaar se muur so kom afbreek. Hoe weet ek dit? Ek het vrede hier gehad. Ek het vrede in my hart ingesak. Dis wat gebeur wanneer die Here jou siel, jou sondes kom vergeef. Wonderlik die evangelie, nee. Ek is lief om die evangelie te verduidelik. Wat 'n vals fundament staan jy? Wil jy nie vanmôre kom en sê, Here, miskien het ek nodig om sonde te breek. Jou sonde gaan jou uitvang, maar ek weet. Ek waarsku, Numeri 32 vers 23, ek weet dit dan. Sê, Here, ek wil knak, ek wil breek met sonde. Ek het nou net geknak, maar nou gaan ek breek. Here Jesus, dankie vanmôre vir die woord. Dankie dat die woord lewend is. Dankie dat die woord kragtig is. Hebreërs 4:12 sê, skerper as enige tweesnydende swaard. En nou wil ek kom bid. Heilige Gees van God, ek het gedoen dit wat U op my hart kom lê het. Ek het dit kom aflewer. Jesus het gesê, as die Heilige Gees kom, Johannes 16 vers 8, dan gaan hy mense oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En ek wil nou kom bid dat U die naprediker van U woord sal wees. Selfs, Here, as ons nou in die tafel en gereedheid gebring gaan word. Kom U, Here, kom U en kom praat.